Dag sê, in vandag se broodbrokkie praat ons oor angs oor die toekoms. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Matteus 6 vers 34 wat soos volg lees. Kwel julle dan nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. As ons na die wêreld om ons kyk, is dit so maklik om deur angs oorval te word. Ons bekommer ons oor ons finansies, ons gesondheid, die veiligheid van ons geliefdes en die onsekerhede van die toekoms. Maar wat sê God se woord werklik hieroor? Om die bergrede vanuit 'n grammatikale historiese hoek reg te verstaan, moet ons eers kyk na die mense wat daardie dag voor Christus op die berg gesit het. Sy gehoor in die eerste eeu was gewone mense in Galilea. Hulle het 'n sukkelbestaan gevoer, konstant onderdruk deur die Romeinse oorheersing en die knellende las van swaar belasting. Hul bekommernis oor kos en klere vir die volgende dag was nie bloot teoreties nie, dit was 'n daaglikse stryd om oorlewing. Die Griekse woord wat Jesus hier vir bekommernis gebruik, beteken letterlik om in verskillende rigtings getrek te word, of om innerlik verdeel te wees. Dit is in wese wat angs en bekommernis op neerkom. Dit trek ons weg van God se teenwoordige genade en versplinter ons aandag op 'n môre wat buite ons beheer lê. Jesus onderskat nie sy hoorders se swaarkry wanneer hy sê dat elke dag genoeg van sy eie kwaad of moeilikheid het nie. Inteendeel, hy erken volkome dat vandag reeds uitdagend genoeg is. Sy opdrag is dus 'n baie genadige roeping, moenie môre se potensiële laste op jou skouers laai, terwyl jy reeds twee met vandag se werklike uitdagings nie. Ons roeping as gelowiges is om bloot vandag in getrouheid te leef. Getrouheid beteken dat ons onsself toewy aan dit wat God nou van ons vra, en dat ons vandag se pligte volvoer met die krag wat hy vir die oomblik voorsien. God se genade is nie elke oggend. Dit word daagliks aan ons uitgedeel in porsies wat volmaak afgemeet is vir die dag se uitdagings. As ons onsself kwel oor die dag van môre, probeer ons eintlik om môre se laste met slegs vandag se krag te dra. God is reeds in die toekoms. Hy nooi ons om hom volkome daarmee te vertrou. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, vergewe ons dat ons so dikwels toelaat dat môre se sorge ons harte vandag verdeel. Vergewe ons gebrek aan vertroue. Help ons om te rus in u volkome voorsienigheid. Gee ons die genade om vandag se roeping getrou te vervul, terwyl ons alleen op u en u ewige beloftes rus. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.